Welkom terug by die groot ontbyt. Ons het die voorreg om vanmôre te gesels met daai einste appels en tee mense. Dit is so 'n lekker reeks. As 'n mens na die promo kyk, dan dink jy ek moet stel op die PVR dingetjie. Ekskuus, ek het nog 'n ou. Jy wil hom kyk. Nou ja, ons gesels 'n bietjie oor die drama reeks Appels en Tee wat die 21ste Oktober begin. Ons gesels met Diaan Lawrenson, ons gesels met die vervaardiger Tina Kreer spesifiek en hoor 'n bietjie, jy weet, die inside info. Môre span. Hallo. Hallo. Dis lekker om julle te kuier vanmôre. Lekker om hier te wees. Dit lyk na so 'n mooi reeks. Yay. Dit lyk na 'n reeks wat ek wil nie sê daar's min sulke reekse nie, maar ons word nie altyd bederf met diepte en met die volle emosie van menslikheid op TV deesdae nie. En dis 'n skaars ding en is spesiaal om so 'n reeks soos hierdie te koester vir dit. Maar ek kan nie wag nie. Dis wat ek aanneem dit gaan wees. Is ek verkeerd of reg? Nee, jy is 100% reg. Ek het gister vir Diaan gesê dis regtig 'n lus of vir jou sintuie. Daar is kleure en klanke en teksture en lekker goed om te eet. So dis regtig iets vir iets om te beleef. Wat sê jy is van die belangrikste temas wat julle aanspreek in hierdie reeks? Vriendskap en vergifnis. Kyk, daar's twee tydlyne mos. So ons speel, daar's die 90's waar die twee vriendinne Lisa en Henriette besties was, en Wessel was so half die kereltjie tussen hulle. En dan gebeur daar goed en hulle dryf uitmekaar uit vir 'n klomp verskillende moeilike redes en op die ou einde kom dit dan nou weer in die hede bymekaar. So daar's sulke lekker geheimenisse wat ons ondersoek en hoe werk 'n mens daarmee en wat gebeur as jy mekaar dan nou weer sien en ja, so ek dink vriendskap is 'n definitiewe tema, families. Dis eintlik maar 'n groot word storie vir elke generasie. So. En ek voorstel iets wat by almal kan aanklank vind. Ja. Want ons almal het daai, jy weet, daai vriendin wat jy gesien het wat dalk daar was vir 'n seisoen of iemand wat jy gesien het en dan ontdek jy die persoon of die vriendskap weer later. So dit is ook lekker. Julle praat ook van sterk karakters, veral vroulike karakters in hierdie en Diaan, jy het al soveel rolle vertolk. Wat maak hierdie rol van Lisa vir jou so spesiaal? Ja, ek dink een van die groot redes hoekom ek dit graag wou doen is presies dit. Soos wat mens ouer word, raak geleenthede minder om volronde, interessante, diep karakters, veral vroukarakters te speel. So toe ek die audisieblaaie kry, toe is dit dadelik iets waarna ek belang gestel het, want daai geleenthede is min. En die storie word gedryf deur wat sou my sê, mens kan nie sê ouer nie, waar plaas jy jouself? Maar vrouens met 'n verlede, there we go, en geheime, en families, en vriende, en kinders, en mans, en ek dink almal gaan aanklank vind by daai kompleksiteit. So ja, dit is 'n geleentheid om hierdie beautiful, maar baie flawed vrouens te speel, wat ons ken. Ja. Ja. Beautiful maar flawed vrouens. Dis fantasties. Wat Lisa spesifieke karakter wat jy speel. Vertel ons bietjie van Lisa. Beautiful but flawed, maar nog steeds 'n mens en wat elke dag probeer. Lisa se ma, sy het 'n teetuin. Ek kan mos glad nie kos maak nie, so. Dit is interessant. Sy het 'n teetuin, sy is getroud, sy het 1 kind en sy het baie geheime. So met die aankoms van haar kinderdae vriendin, beste vriendin, per ongeluk, letterlik per ongeluk, word hulle gekonfronteer met die verlede en die hede en hoe hulle daai geheime met mekaar probeer uitsorteer. En soos wat hulle deur die geheime gaan nie gehoor deur die geheime. Ek wil nou nie te veel sê. Ja. Maar sy's beautiful en ek sê dit is hoekom ek graag deel wou wees van die projek en ek dink ons het so wonderlike rolverdeling. Ja. Tienerie van Wyk Loods speel my bes, sy is nou my bestie. Ons was huismaats gewees. Ons het in Hoekville gebly. Was jy al ooit in Hoekville? Nee, ek was Beautiful in Hoekville. Ons het in Hoekville gebly en ons het in 'n huisie saam gebly. So ons is nou offisieel beste maatjies. Jy sien dan nou. En ons het wonderlik Niels van Jaarsveld en Ivan Zimmerman en Ian Roberts het my pa gespeel en Rika Sennett en al die jong akteurs. Ja. Dit was die rolverdeling is lekker en dit is lekker om saam met mense te wees waar jy gaan ons kan
ja, ons kan dieper gaan hier. Ja. Ons kan regtig verhoudings bou hier. Mense voel gemaklik om dieper te grawe in karakters want jy weet die mense saam met wie jy speel, Yes. het respek daarvoor en wil dieselfde ding doen. Ja, het respek vir wat hulle doen en ja, is op 'n punt in hulle lewe waar hulle gaan weekend ons vertrou mekaar. Hier is 'n veilige spasie, Veiligheid, ja. ja. Lekker. Hoe was dit op die stel gewees? Dink jy praat nou van die mense en dit is so lekker geselskap en die rolverdeling en mense vertrou mekaar. Wat as jy nou moet dink van die hoogtepunte op die stel gewees of alledaagse dinge wat net vir jou uitgestaan het dalk? Teenoor die van Wyk loods. Ek dink dit is vir meeste mense 'n hoogtepunt ook. Ja. Pretty much. Nee, dit was lekker. Dit is 'n produksie deur vrouens gemaak, vervaardig, geskryf, Ja. regisseer, geskiet, Sonal Haasbroek. So en ja, ek dink as jy by die werk kom and the people there are go, gaan dit lekker maak. Vandag gaan lekker wees. Dan werk alles uit. Absoluut. Daar was nie Ja, daar was nie. drama nie. Daar was baie drama. Dit was baie drama. Dit was baie drama, maar nie drama Drama, nie. maar nie Ja, drama dit was nie. lekker. Ja, en ek dink ons kan maar net jy weet shout out gee aan ons ongelooflike regisseur Berdien Burger. Ek meen dit is haar maatskappy Meervoud Films. Sy is my buurvrou en een van my beste vriendinne in Hoekville. Ons bly albei daar. Wat 'n voorreg om 'n hele geselskap rolverdeling cast crew te bring na ons eie tuisdorp toe en vir 8-9 weke. Ja. Te kan aan iets werk wat ook die tuinroete verteenwoordig. Ja, so dit was 'n ongelooflike voorreg en sy is 'n masjien. Sy was 'n medeskrywer, sy is die eienaar van die maatskappy, sy was die regisseur en sy is medevervaardiger van die produksie so en sy hou ons Ja, almal ja, ja. vas. Een van die beste mense ook. Ja, indeed. Ja, sy's lekker. Sy's heeltyd grappies. Sy maak heeltyd grappies. Dit is so lekker op stel, ja. Tina, hoekom appels en tee? Hoekom wat is agter die titel? Ek is so bly jy daai vraag gekry. Ja, ek meen aanvanklik toe die titel so half by my opkom, toe het ek gedink, okay, dit is nou interessant. Ek weet nog nie lekker nie, but let's see. En intussen het dit so mooi duidelik vir my geword dat die appels het hierdie heilsame, vars, jong en kneusbare eienskappe. So dit verteenwoordig so mooi die verlede en dan die tee is dan nou eintlik medisyne vir die hede. So Wil net sê, wil jy sê ou vrouens drink tee? vrouens drink verseker tee. Ek drink baie graag tee. Mense wat teetuine het, drink tee. Ja, en dan ook weer eens die tuinroete is so 'n heilsame plek en almal brou eintlik maar hulle eie goedjies en tee is so regtig 'n wonderlike helende element. So ons die storie is net vol van genesing. En dit het toe nou vir my baie mooi bymekaar gekom. Ag en ek dink ook ons bly in die paradys en daar's hierdie stoute appels in die paradys ondertoon wat ook vir my baie lekker is as deel van die tema en die titel, ja. Wanneer jy besig is met die skryfproses, skryf jy so 'n bietjie met sekere akteurs in gedagte wat jy hoop sal ja sê? Was daar maar so 'n bietjie van dit gewees? Dis 'n baie goeie vraag. Ek verkies dit om dit nie te doen nie, want daar is regtig so baie goed wat skeef kan loop vandat jy begin skryf tot op die einde wanneer jy jou rolverdeling bymekaar sit. Ja. Dit gesê, het ek gister vir Diaan gesê, daar was regtig selfs van Kyknet se kant af hierdie hoop dat sy sou ja sê. Want die rol is so pragtig vervleg en ja, ek wil dit nou maar net duidelik maak op lig dat jy regtig so baie na die rol toe gebring het. So baie dankie. Ja. Maar ja, tradisioneel nee. Skryf ek vir karakters en hoop dat die beste rolverdeling bymekaar kom. Ja. Diaan, in die skiet van hierdie reeks, daar's soms is al groot uitdagings, soms is daar die lekker kry. Daar's altyd 'n vloei, so jy sê, daar's drama oral, maar nie aggressiewe drama, frustrasie. Wat was vir jou die grootste uitdaging? Wat het jy gedink? Is dit te vroeg opstaan? Is dit vir shoots? Is dit die stap op stel? Is dit wat is dit wat vir jou 'n uitdaging is? Ver weg wees van my kinders af, verlang Ja. is moeilik. Ja. Ek dink dis
dit is die grootste rede hoekom ek nie meer so baie toneel speel nie, is want ek wil nie weg wees van my kinders af vir te lank nie. Maar omdat dit 'n lekker rol is en is lekker en tienerie van werkloods en ja, dan sê mens ja. Dan sê mens ja. Maar die vroeë oggende is nie 'n probleem vir my nie. Dit was ek het 'n ander job ook Ja. en ek het kinders Ja. en dit was vir my moeilik. Ek hou daarvan om naby hulle te wees. Ja. Maar tog het die produksie en die skiet daarvan opgemaak. Jy weet, so mense het maar so bittersweet. Dit was lekker, dit was heerlik. Dit was heerlik vir my om weer in 'n kreatiewe spasie te wees met 'n klomp akteurs en kreatiewe mense agter die skerms. So dit is heerlik en dit maak my so hart vol en jy voel weer vol na die tyd as jy huis toe gaan, maar daar is verlange na my man en my kinders en ek het 'n baie siek hond op die stadium gehad. So jy weet ons live goedjies wat aangaan. Baie soos die reeks, bittersoet. Ja, die mooi exactly. en die swaar kry op een slag. En ek dink dis hoekom mense regtig hulle self in die reeks gaan sien. Dis een van daai wat ons lag, ons huil, ons trane, daar's familie, daar's ma's en dogters en mans en hulle vrouens en die lewe. Baie dankie dat julle draai kom maak. Ons tyd is nou ongelukkig verby, maar dit is so lekker om julle te gesels. Dankie en alle sterkte vir die reeks. Dit begin die 21ste, né? 21ste, 21 aand. Oktober, 8:00 die aand opkyk net. Baie dankie Diana, baie dankie team. Dankie julle. Dankie. Dis lekker. Ja, hoe lekker om met twee sterk kreatiewe dames te gesels.